Reg, môre graad 2, ek hoop dit gaan goed. Dit is ons eerste huiswerk video. Juffrou gaan vir julle 'n bietjie verduidelik wat ons vandag in die klas sou doen. Aan al die ouers, maak asseblief seker dat die maatjies weet hoe om te pause en te play. Gewoonlik dan sy spacebar goed werk as jy dit van 'n rekenaar af kyk, want ek gaan aktiwiteit vir aktiwiteit verduidelik en dan kan hulle dit pause, eers daai werkie doen, eers bietjie oefen en dan die video laat aangaan, as ons die hele video kyk en eers daarna begin werk. So kom ons begin. So gaan die eerste werkies uit. Jy gaan kyk, daar sê jy vir sy hierdie klein blokkie hierbo en jy sal sien hierdie hele werkies is lekker groot op die skerm. So ons begin met handskrif. Dis vandag die 14de April 2020. Kom ons dink gaga mooi, wat kom voor 14? Het jy die antwoordjie reg? Dis 13. Wat kom na 14? Dis 15. Wat is die helfte van 14? Dis 7 en verdubbel 14. Dis lekker moeilike ene. Dubbel 14, wat dink julle is dit? Dis 28, reg. En dan April is die hoeveelste maand in die jaar. So ons het Januarie, Februarie, Maart, April. So dis die 4de maand. Wat kom voor April? Maart. Wat kom na April? Mei. En sê gaan vir juffrou, hoeveel maande is daar in 'n jaar? Daar is 12 maande in 'n jaar. En hoeveel weke in 'n jaar? Ek hoop julle kan almal nog onthou. 52. En hoeveel dae is daar in hierdie jaar? Daar is 366 dae in hierdie jaar. En sê gou vir juffrou, hoekom is daar 366 dae in die jaar? Want dis 'n skrikkeljaar, dis reg ja. Gewoonlik is daar hoeveel dae in 'n jaar? 365, mooi. Sê gou vir juffrou, watter dag is dit vandag? Daar, juffrou die muis nou daar by die dag. Dis vandag Dinsdag. Mooi, wat was gister? Gister was Maandag. Wat is môre? Môre is Woensdag, mooi. En hoeveel dae is daar in 'n week? Daar is 7 dae in 'n week. En hoeveel dae in 'n skoolweek gewoonlik? 5, mooi. En sê gou vir hoeveel dae in 'n naweek? 2. Baie mooi. So ons gaan ons opskrifie skryf. En dan gaan ons die ons juffrou weet julle het al verlede week die klank gegee, maar ons gaan nou nog een keer oefen. Juffrou hy sommer julle met julle vinger op die skermpie sit of in die lig soos ons altyd doen en gou die juffrou oefen. So die begin daar op die lyntjie, hy gaan om en hy raak onder. So hy raak bo en hy raak onder. En die is hy 'n skerp lettertjie of is hy 'n ronde lettertjie? Sê gou vir juffrou. Ja, hy's 'n ronde lettertjie en die klein lettertjies hy julle sien, is in een lyntjie en die groot, die hoofletter is in hoeveel lyntjies? In 2 lyntjies, mooi. En die hoofletter lyk presies soos die klein lettertjie behalwe dat hy is hy is groter, hy gaan met 2 lyntjies. En wanneer ons hom skryf, dan begin ons bo, ons gaan om, ons raak aan die blou lyntjie vir die draadjie en ons gaan om. Dan het jy vir julle 'n sinnetjie geskryf. Sunny spreeu sing saggies. Kom ons almal sê dit gou saam. Sunny spreeu sing saggies. En ons klomp klankies daarin. So julle kan nou eers die pause knoppie druk of eers gou die video stop en gou die handskrif doen en dan gaan ons daarna aangaan met tel. Reg, juffrou gaan nou aan met tel. Ek hoop julle het die handskrif baie mooi netjies geskryf. Reg, ons gaan die tel aktiwiteit in ons boekies of op 'n papier doen. Wat doen ons altyd eers wanneer ons tel? Ons lees gou eers wat is die eerste tel aktiwiteit. Dit sê 20, 22,
24. So nou besluit ons gou-gou, raak die getalletjie groter of raak hy kleiner? Besluit gou-gou, ja, hy raak groter. En as hy groter raak, tel ons nou na vorentoe of tel ons terug? Ons tel vorentoe, mooi. En dan, hoeveel spring hy elke keer? Van 20 na 22 toe. Spring hy met hoeveel? Hy spring met 2. Hy spring met 2. So ons moet nou besluit, hy raak groter. Ons tel vorentoe en hy spring met 2. So as jy nie hierdie werkies op jou eie kan doen met jou vingers of van jou gedagtes nie, dan mag jy 'n 100 blok gebruik, maar as hy in 2 stel, kom ons tel gou saam. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Goed. Ons gaan die volgende enetjie toe. 60, 55, 50. Kom ons besluit gou-gou, raak hy groter of raak hy kleiner? Ja, julle is reg, hy raak kleiner. En as hy kleiner raak, tel ons vorentoe of tel ons terug? Ons tel terug. Kom ons kyk gou-gou met hoeveel spring hy nou elke keer? Hy spring met hoeveel? Hy spring met 5, met 5. Dis 'n lekker maklike een, kom ons tel gou-gou. 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20. Reg, volgende enetjie sê 12, 22, 32. Ons besluit gou-gou, raak die getalletjies groter of raak dit kleiner? Dit raak groter en sê gou vir juffrou, as dit groter raak, tel ons terug of tel ons vorentoe? Ons tel vorentoe en kom ons kyk gou-gou met hoeveel spring hy elke keer van 12 tot 22, van 22 tot 32. Gebruik jou 100 blok as jy sukkel. Ons spring elke keer met 10. Ons spring met 10. So kom ons tel gou-gau. 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92. Hy het lekker groot, hy het op 'n groot getal geëindig. Laaste ene 69, 68, 67. Hierdie een gaan juffrou nie vir julle nou die antwoordjies gee nie. Julle moet bietjie self dink. Besluit gou-gou, raak hy groter of raak hy kleiner? Tel ons terug of tel ons vorentoe? En met hoeveel spring hy elke keer? Reg. Juffrou wil hê julle moet nou eers hierdie telsommetjies vir juffrou doen in julle boek en dan en vir ons pause wanneer julle klaar is met die wiskunde tel, dan kan julle vir juffrou weer aangaan en die video weer aansit. Reg. Kom ons kyk of juffrou gou die eerste tel vir prakties kan oopmaak. Daar is sy. Reg. Juffrou gaan nou vra dat julle as julle 100 blokke het of daardie klein 100 blokkies wat juffrou van mamma gestuur het, haal dit gou uit. Pause lank die video en gaan haal dit en dan gaan ons lekker saam tel. Juffrou gaan gou kyk of ek hom kan oopmaak hier op die rekenaar. Nou sy. So nou gaan ons lekker saam tel. As jy nie hierdie 100 blok het wat juffrou gestuur het nie, dan kan jy 'n gewone 100 blok gebruik of jy kan net nou op die skerm kyk. Juffrou gaan gou haar potlood hier uithaal op die rekenaar. Maar sy. Reg, kom ons tel nou in 2. So ons gaan by 2 begin. 2,
Laat jy vir 'n donkerder kleur vat. 2. Saai. Kyk, miskien kan ek 'n ander. Daar is hy. 2, 4, 6. Oepsie. 8, 10, 12, 14. Juffrou sukkel so 'n bietjie met hierdie potlood. 14, 16, 18, 20. Reg. 22, 24. Jy kan sommer juffrou inkleer as jy hierdie blad het. 26, 28, 30. Awesome. 32, 34, 36. Ek hoop julle almal tel nog mooi saam. 38, 40. So nou wil jy vir jy moet julle hierdie hele 100 blok klaarmaak en tel tot by 100. Pause gou vir die video en dan tel julle gou vir my van 2 al die pad tot by 100 en as jy jou 200 blok het, kan jy tot by 130 gaan. Reg, dan kan ons ook ons kan in 2 stel op die getal 2, 4, 6, 8, 10, maar ons ook 'n ander getal waar ons kan begin. Ons kan begin by 1 en as ons begin by 1, dan is dit gewoonlik op 'n watse tipe getal, 'n ewe of 'n onewe getal. Watse tipe getal is 1? Kan jy nog onthou? 1 is 'n onewe getal. So jy gaan nou kyk of ek daai netjie kan oopmaak. Sy, kyk gou-gou. Daar is hy nou oop. So kom ons kyk gou of jy vir 'n bietjie beter nou kan te werk gaan met. Ons gaan nou in 2 stel, ons gaan by 1 begin. Ons het dit al in die klas geoefen, so julle moet dit nou al kan doen. 1, 3, 5, 7, 9. Wat kom volgende? 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, oepsie, 35, 37, 39 en dan wil jy vry met julle self aangaan al die pad tot by die einde tot by 99 en as jy jou 200 blok het, kan jy vir vertel tot by 131. Gebruik eers jou 100 blok, kyk eers of jy met die 100 blok kan oefen of met hierdie tipe 100 blok wat ons hier het waar jy self kan inkleer en die patroontjie kan sien. En dan later wil jy vry met jy vir mamma kan tel sonder om te kyk op die 100 blok. So jy moet uit jou kop uit kan tel. 1, 3, 5, 7, 9, 11. En dan wil jy vir jy met mamma vir jou enige getalletjie gee. En dan moet jy kan tel in 2's vorentoe en terug. So as mamma sê tel vir my van 50 af vorentoe, dan moet jy kan tel 50, 52, 54, 56, 58 tot mamma vir jou sê om te stop. Nog 'n voorbeeld kan wees, tel vir my in 2's van 21 af terug. So 21, 19, 17, 15, 13, 11. So jy wil jy moet eers oefen op die 100 blok en dan later moet jy dit uit jou kop uit kan doen. OK. So jy wil gou-gou hê julle moet weer die video pause en dan moet julle eers gou 'n bietjie julle tel oefen en wanneer julle klaar is, kan julle weer die video aansit. Reg. Ons gaan nou teruggaan na ons werkies toe. Goed, ons het nou getel, ons prakties is klaar.
Ons kyk of ons gaan na die volgende blad toe kan gaan. Hier is ons talent 2 wat julle kon doen met die inkleer, net om vir julle 'n bietjie te help om te oefen. Hier is nou ons 200 blok wat juffrou van mamma gestuur het en ons tel nou vandag van 1 tot by 130. So ons moet van enige getalletjie kan tel van 1 al die pad tot by 130 en dan weer van 130 al die pad terug. Goed, so, nou wat juffrou wil hê, is ons gaan nou 'n bietjie blitswiskunde doen. Nou, ons gaan nou so klein bietjie dit anders doen as wat ons gewoonlik sou in die klas, want ons mag ons 100 blok nou gebruik en die 100 blok is op die skerm, so as jy nie 'n 100 blok by jou het nie, gebruik sommer die een wat op die skerm is. Juffrou wil hê jy moet jou vinger op 45 sit. Daar is 45. Wat kom voor 45? Sit jou vinger daar. 44, mooi. Wat kom na 45? 46, mooi. So ons gaan nou voor en na doen. Wat kom voor 13? 12, wat kom voor 48? 47, wat kom voor 63? 62, mooi, wat kom na 5? 6, wat kom na 37? 38, wat kom na 60? 61, baie mooi. So juffrou wil hê jy moet 'n bietjie oefen, met jou vingertjie op enige getalletjie sit. Doen dit gou vir jou vas, jou vinger op enige getalletjie. Kyk gou vir my wat kom voor. En dan beweeg ons links. En sit jou vinger weer terug op die getalletjie. Wat kom na daai getal? Dan beweeg ons handjie regs. So as jy wil, kan mamma vir jou nog 'n paar voor en na getalletjies vra, soos wat juffrou nou gedoen het. Maar as ons nou klaar dit gedoen het, gaan ons aangaan met ons werkies. Reg, daar staan voor en na. Ons het nou so klein bietjie oor die 50 gegaan, maar juffrou weet ons julle is baie slim. So nou gaan ons patrone doen. Reg. Nou ons het al lekker baie patrone geoefen in die klas, so juffrou weet julle gaan glad nie hiermee sukkel nie. Die eerste patroontjie is 'n vierkant, 'n hartjie, 'n gesiggie en 'n driehoek. So wat gaan ons nou weer skryf? Vierkant, hartjie, gesiggie, driehoek, mooi. En as ons hom weer kan inpas, gaan ons hom weer skryf. Vierkant, hartjie, gesiggie, driehoek. Maar juffrou gaan gou kyk of ek 'n wit bordjie kan oopmaak vir julle. Dan gaan ek gou vir julle ietsie anders te wys. Ons het nou al oor dit gesels, kom ons kyk of juffrou hierop kan teken. As ons sê vierkant, hartjie, dit lyk nie baie mooi nie. Gesiggie, sy, driehoek. En juffrou wil die patroontjie weer skryf, dan skryf ek, dis nou 'n reghoekie, dis nie 'n vierkantie. Hartjie, juffrou sukkel so 'n bietjie met haar muis. Hartjie, gesiggie. Ons sê amper driehoek. Is daar nog, as jy nou die driehoek klaar geteken het, is daar nog plek om nog te teken? As ek nou sê reghoekie, daar's nou niks meer plek nie. Is dit reg as ek dit 'n gedeelte van daai patroontjie skryf? Ek skryf nie die hele patroontjie nie, want 'n hele patroontjie het ons nou die 4 vormpies in. En as ek hom herhaal, dan moet ek ons nou weer 4 vormpies skryf. Maar ek het nou net 1 geteken. Is dit reg? Mag ek 'n patroon teken waar daar net so 1 deeltjie in is? Nee, want daai patroontjie is nog nie volledig nie. Hy is nie klaar nie, so dan is dit verkeerd. So liewerste, as om dit gedeelte van die patroontjie te skryf, gaan ons daai uitvee. Sy, en ons gaan liewerste net 1 herhaling maak, want dit pas liewerste net 1 keer in, as wat ons
net 'n gedeelte skryf. So as ek 'n lang patroontjie soos die ene het met 4 vormpies in, moet ek hom heeltemal herhaal. Ek moet al 4 vormpies skryf, anders het ek nie die patroon reg herhaal nie. Ek mag nie net 'n gedeeltetjie daarvan teken nie. Reg, kom ons gaan hierso terug na die werkies toe. So juffrou, hoop nou julle kan onthou dat wanneer ons 'n patroontjie het, dan moet ons daai hele patroontjie, daai hele stukkie weer skryf. Ons mag nie die patroontjie opbreek in stukkies nie. Daai hele patroontjie moet net so herhaal word. En as ek hom net 1 keer kan herhaal, dan is dit oukei. As ek hom 2 keer kan herhaal, dan is dit reg. Maar sê maar dat ons nog nie genoeg plek vir 'n derde een nie, dan vee ons daai stukkie uit en ons hou hom liewerste net 2 volledige stukkies. Reg. So kom ons gaan gou terug na ons werkies toe. Daar's dit. Dan die volgende patroontjie sê vraagtekentjie, 'n sirkeltjie, 'n klein blokkie en 'n reghoekie. So hoe gaan ons hom nou herhaal? Vraagtekentjie, sirkeltjie, blokkie, reghoekie. Vraagie, vraagtekentjie, sirkeltjie, blokkie, reghoekie. Maar nou is daar nog 'n klein stukkie van die blad oor. Kan ek nou skryf vraagtekentjie, sirkeltjie? Nee, ek kan nie. Ek kan nie vraagtekentjie en 'n sirkeltjie maak en dan stop nie, want dan is die patroon nie klaar nie. Die patroon moet klaar wees. Ek moet daai blokkie en daai reghoekie ook inpas. Anders gaan die patroontjie verkeerd wees. Dan het jy vir op die einde 'n lekker moeilike een. Ek het sommer 5 vormpies ingesit, soos 'n diamant, 'n sirkel, 'n uitroepteken, 'n pyltjie en 'n klein sirkeltjie. En jy wil hier met hom weer herhaal. As jy hom 2 keer kan inpas, dan is dit perfek. Probeer maar op inpas ten minste 2 keer. As ons hom net 1 keer gaan herhaal, dan gaan jy net baie lekker kan oefen nie, maar skryf dit mooi duidelik dat jy kan sien wat al die patrone is en moet nie probeer indruk nie. Reg, dan wanneer jou patrone klaar is, kan jy jou eie patroon, want juffrou weet julle is baie lief om dit te doen. Juffrou het vir julle in die blokkie daar verskillende vormpies gegee wat julle kan gebruik, maar julle kan julle eie prentjies ook gebruik. Julle hoef nie dit in die wolkie te gebruik nie. Dis net idees. En juffrou wil hê jy moet vir my 3 patroontjies maak. Jy moet vir my asseblief ten minste 3 prentjies kies. Jy mag nie minder as 3 prentjies hê nie. So byvoorbeeld as juffrou nou haar eie netjie gemaak het, sou ek gemaak het hartjie, driehoekie, sirkel. Hartjie, driehoekie, sirkel. Hartjie, driehoekie, sirkel. En as daar tyd is, dan kan jy sommer vir hulle mooi inkleer, sodat sal al my hartjies rooi wees, al my driehoekies sal blou wees en al my sirkeltjies sal groen wees. So ek sal seker maak dat my patroontjie wat ek geteken het, ook 'n patroon volg as dit baie kleure kom. So sien maar nou rooi, groen, blou. Rooi, groen, blou. Rooi, groen, blou. So nou kan julle eers gaan vir juffrou weer die video pause en stop en dan kan julle gaan vir my hierdie aktiwiteit in julle op julle blaaie doen of op 'n wit bordjie en lekker vinnig 'n bietjie speel met patrone en dan gaan juffrou aangaan met die volgende aktiwiteit wanneer julle klaar is. Reg, julle moet nou klaar wees met julle patrone. Hieronder staan daar ietsie lekker, ietsie prakties. Al daai wolkies is ietsie wat julle kan doen met julle handjies. So nou wil juffrou, moet jy na jou speelgoedkis toe gaan of jy moet vir mamma vra vir 'n paar stukkies pasta of ietsie wat julle kan gebruik om julle eie patrone sommer op die vloer of op die tafel te bou. So julle kan nou blokkies vat byvoorbeeld, miskien karretjies en blokkies meng. Gaan kyk bietjie wat het julle in julle speelgoedkis en dan pak julle vir my verskillende patroontjies uit by die huis. Julle kan ook magnete gebruik op die yskas as julle miskien verskillende tipe magnete het en dan verduidelik julle vir mamma die patroontjie. So wanneer juffrou sê verduidelik, wat bedoel juffrou? Juffrou bedoel dan om te sê, sien maar nou julle het magnete by die huis wat soos hierdie gelyk het en jy het dit nou gepak in daai patroontjie. Dan sou jy gesê eerste het ek 'n vierkantjie gepak wat wit is, toe het ek 'n hartjie gepak, toe het ek 'n gesiggie gepak en toe het ek 'n driehoekie gepak. En toe het ek weer begin met my patroontjie, 'n
vierkantjie, haartjie, 'n gesiggie, 'n driehoek. So jy wil hê dat jy moet jou patroontjie pak asseblief op die tafel of op 'n skinkbord of op die vloer, enige plek waar daar 'n plekjie is waar jy lekker kan speel en dan daarna moet jy vir mamma jou patroon wys en jy moet ook vir mamma kan verduidelik. So verduidelik vir mamma hoe het jy jou patroontjie gemaak. So jy kan gou die video pause en dan kan jy jou patroontjies gaan pak en dan wanneer jy klaar is, dan kan jy terugkom na die video van ons volgende werkie. Reg, ons volgende werkie is woord by die strrr klankie. So kom ons almal sê gou saam daai woordjie strrr. Daar's hy. Daar's lekker baie verskillende woordjies vir die strrr klankie wat ons sommer hier in 'n huisie geskryf. Julle het hierdie strrklankie in julle huistaal flipfiles, so julle kan bietjie daar ook gaan loer. Juffrou gaan gou die woordjies vir julle lees. En gaan sommer haar muis gebruik hierso, so klein, jy lees nie soos 'n kruisie. Ek gaan hom lees en dan wanneer ek klaar is, gaan ons hom saam klank en saam lees. Okay. So luister nou eers baie mooi. Die eerste woordjie is straat. Dan het ons stryk. Dan het ons string. Dan is dit straal, streel, strooi, streep, stroop, stryk, stroom. Ek hoop jy het nou mooi geluister, want dan is dit julle beurt, julle gaan nou saam met my die woordjie klank en dan gaan ons dit sê. So dit is straat, straat, stryk, stryk, string, string, straal, straal, streel, streel, strooi, strooi, streep, streep, stroop, stroop, stryk, stryk, stroom, stroom. So nou wat jy wil lees, jy moet hierdie woordjies weer op julle eie lees. En voordat jy verduidelik wat elke woordjie beteken, moet julle gou-gou vir my, kom ons gou-gou weg, julle moet gou-gou vir my daai woordjies gou-gou dink, wat beteken elke woordjie? Dink gou-gou vir julle, ons gaan nou teruggaan na die prentjie toe en dan gaan julle vir julle verduidelik en kyk julle of julle die regte betekenis het. Reg, so jy gaan gou weer daai skermpie oopmaak. So, pause gou die video en dan kyk jy gou vir juffrou of julle eers gou elke woordjie kan verduidelik en of julle weet wat die betekenis is. Reg, ek hoop julle verstaan wat elke woordjie beteken. So as ons nou kyk na die eerste een straat, die motor ry in die straat. 'n Ander woord vir straat is 'n pad. Dan het ons stryk, nou as jy mooi gekyk het, as jy gesien het, ons twee stryk met die y-klankie, soos vir uil, maar ook stryk met die lang y, soos vir ys. Nou, die uil enetjie, die stryk uik, is 'n plantjie. Gaan vra vir mamma om te kyk vir 'n struik in jou tuin is, want dit is 'n tipe plant. Dan het ons string, in die klas het julle al baie gespeel met juffrou se stringkrale. Baie keer dan sal mamma 'n stringkrale om haar nek dra. Straal, dit kan 'n weerlig straal wees of die son se straal wat by jou kamer inskyn. Streel, ek gebruik my hand en ek streel my katjie se kop. Strooi, waar kry mens strooi? Ek hoop julle weet. Strooi is op die plaas en die perde en die beeste eet dit, of hulle kan daarop slaap, is mooi geel, jy kry sulke groot hoeibale wat gemaak word van strooi, dan streep, ek trek 'n streep om my huisie te bou, nee, op die blad. Stroop, dis vir my baie lekker, en soet, ek gooi lekker stroop op my pannekoek as ek dit eet, en dan kry ons soos anders stryk, nou die iemand die lang y, vir ys, stryk,
Dit is wat mamma soms moet doen met jou klere. As dit gekrekel is, dan stryk ons die klere. En die laaste ene is stroom. Nou stroom is 'n klein, lyk amper soos 'n klein riviertjie waar vissies in is. 'n Stroom is gewoonlik kleiner as 'n rivier. So dis water wat iewers afloop, miskien by die berg na dit gereën het. Mens kan speel in die waterstroom. Nou wil ek vir julle moet julle weer nog een keer hierdie woordjies vir my lees. Straat, stryk, string, straal, streel, stroei, streep, stroop, stryk, stroom. Baie mooi. So julle kan nou vir my gou-gou die video weer pause en gou-gou vir my hierdie aktiwiteit doen. Julle gaan vir my die huisie teken, woordbou bo-aan skryf, daar sy, en dan gaan julle ook vir my 'n sinnetjie maak met straat en met stroop. En onthou wanneer ons 'n sinnetjie skryf, ons het altyd meer as 4 woordjies in 'n sin. So ek wil nie net hier moet skryf daar is 'n straat nie. Skryf my daar ry 'n motor baie vinnig in die straat. Ek is baie lief daarvoor om stroop op my pannekoek te gooi. Skryf jy vir lekker groot, interessante sinnetjies met daai 2 woorde. En dan, wanneer jy klaar is, ons het dit klaar gedoen, staan daar in die wolkie, dat jy met al die woordjies kan lees en 'n sinnetjie kan maak, om seker te maak jy verstaan die betekenis. So pause gou die video vir juffrou, stop hom, doen die aktiwiteit, en wanneer jy klaar is, dan speel ons verder. Reg, ons is nou by phonics. We are now doing some English. And our phonic English word for today is the Q. So let's all say Q. Q. Nou juffrou gaan dit 'n bietjie Afrikaans praat en 'n bietjie Engels praat, sodat julle mooi kan verstaan wat elkeen beteken, maar daar is nie baie Q woordjies in Afrikaans nie, maar ons kry lekker baie Q woordjies in Engels. So in English, we get a few words that start with a Q. And these are quite difficult words. A teacher only picked 5 words. So it's only 5 that you have to know. The first one is a quail. Let's say the word quail. Try and say it on your own. Quail. And a quail is a type of bird. Daar gaan jy vir ons 'n verkeerde blad toe. Daar is terug. A quail is a type of bird. Next one is queue. Say queue. Right, if you try it, and we don't like doing this. We don't like standing in a queue. When you go to the shop or when you are in a car and you're driving somewhere, you have to stand in a queue. And there is some people in front of you. Right, this one is quit. Let's say the word quit. Try and say it on your own. And quit is when you stop doing something. So when I am playing rugby and I don't want to play it anymore and I stop, then I quit. I don't do it anymore. Right, the next one is a quill. Let's say it together. Quill. Try it on your own. A quill is a type of pen that they used a very long time ago, and it was made out of a feather normally. So you could always use a quail's feather to make a quill, and then you would write with it. You would dip the feather in some ink and you would write a letter with a quill. And then the last one is queen. Let's say together, queen. Try and say it now on your own. Right, queen. And a queen is the wife of a king. She normally wears a nice crown and she lives in a castle or in a palace. So these are the Q words. Let's all say them one more time. A quail, a Q, then we can say quit, quill, queen. So a
quail is 'n tipe voeltjie, 'n queue is 'n ry waarin jy staan, quote is wanneer jy ietsie ophou doen, 'n quill is 'n tipe pen wat hulle gebruik het baie lank terug, 'n veertjie waarmee hulle geskryf het, en 'n queen is 'n koningin. Nou wil juffrou hê, moet julle vir my hierdie woordjies oefen deur te skryf en 'n prentjie te teken, en dan moet jy vir my 'n sinnetjie skryf met queen. En wanneer jy klaar is met jou sinnetjie, wil juffrou hê moet jy nog een keer die woordjies asseblief lees, en jy moet jou eie sinnetjie probeer sê met al die woorde, deur net Engelse woordjies te gebruik. So as jy bietjie vashou, kyk gou terug op die video, wat sinnetjies het juffrou gemaak, en dan oefen julle gou dit vir my. So pause gou die video, en dan doen julle gou vir my die aktiwiteit, en dan gaan ons aangaan. Reg, ons is nou klaar met Engels, en ons gaan nou 'n bietjie skryf oor Paasfees. Nou juffrou wil hê jy moet 5 sinne skryf oor Paasfees, en juffrou het vir jou klomp woordjies in hierdie wolkie gegee wat julle kan gebruik in julle sinnetjies. Haas, Goeie Vrydag, opgestaan, derde, Jesus, kruis, gesterf, lief, eiers, lekker, kerk, Bybel, sondes. Nou jy hoef nie al hierdie woordjies te gebruik nie, hierdie woordjies is net daar om vir jou te help. Nou as ons 5 sinnetjies skryf, wil juffrou hê, moet jy begin by Vrydag, dis toe Paasnaweek begin het, en jy kan eindig of by Sondag, of by Maandag, as jy nog Maandag Paasfees goedjies gedoen het. Juffrou wil hê, jy moet onthou, wanneer ons skryf, dan skryf ons altyd in die regte volgorde. So ons begin by Vrydagoggend, en dan skryf ons na Vrydag aand toe, en dan is dit Saterdag, en wanneer ons klaar skryf oor Saterdag, gaan ons na Sondag toe, en as jy dan nog Maandag wil byvoeg, dan skryf ons net oor Maandag. Ons gaan nie die daggies die mekaar skryf, en die mekaar skommel nie, ons begin by Vrydag, en ons eindig of by Sondag of by Maandag. Juffrou wil weet, het julle miskien kerk gekyk op die rekenaar of op die televisie? Vrydag het juffrou seker, mamma het al vir julle verduidelik waar Paasfees gaan, en die storie, maar Vrydag het Jesus vir ons op die kruis gesterf, sodat ons hartjies skoon gewas kan wees, en ons kan hemel toe gaan, en almal was baie hartseer toe hy gesterf het op die kruis, en Sondag het hy weer opgestaan. Die engele het vir die mense kom sê, buite die plek waar hy begrawe was, dat Jesus is nie meer daar nie, hy het opgestaan, en hy het opgestaan vir ons sondes. Hy het gewys dat hy sterker as die dood, en dat hy so lief is vir ons. En Sondag is dit ook gewoonlik die dag dat die Paashaas kom, en waar ons vir ons eiertjies gaan soek, en dan Maandag was 'n familiedag, dat ons net bietjie by mekaar spandeer het. So skryf vir juffrou 5 sinnetjies oor jou Paasfees naweek, en onthou, 'n sin begin met 'n wat. Ek hoop julle almal onthou, 'n sin begin met 'n hoofletter, mooi, en dit eindig met 'n wat. 'n gewone sin eindig met 'n punt, mooi. En as ons kyk oor Vrydag byvoorbeeld, dan moet hy ook met 'n wat wees, met 'n hoofletter, baie mooi. Hy moet ook met 'n hoofletter wees, want Vrydag is die naam van 'n dag. En Jesus, hoekom is Jesus se naam met 'n hoofletter? Want dis die naam van 'n persoon, van ons God. Dis die naam van Jesus. So as jy nou skryf dat jy en Anna, jou sussie, het gespeel, dan sou Anna se naam ook met 'n hoofletter wees, want Anna is ons nou die naam van jou sussie. Dan, wanneer jy klaar jou 5 sinnetjies geskryf het, wil juffrou hê, moet jy vir leesoefening, daai 5 sinnetjies vir mamma, vir sussie, vir boetie, vir pappa, by die huis dit lees, en seker maak jy kan dit mooi van die begin tot die einde lees, en dan, as jy klaar geskryf het, en klaar gelees het, kan jy ook vir juffrou 'n prentjie teken van jou Paasfees naweek. So jy kan of miskien 'n prentjie van Jesus aan die kruis teken, of hoe hy opgestaan het, of hoe jy vir eiertjies gesoek het, of hoe die Paashaas gekom het. Jy kan besluit waaroor jy wil teken, en dan daarna wil juffrou, as jou prentjie klaar is, moet jy bietjie vir mamma gaan verduidelik
waaroor gaan jou prentjie? Wat gaan ons aan op die prentjie? Hoekom het jy daai goedjies geteken? Verduidelik 'n bietjie vir mamma, wat het jy geteken, reg? So jy kan gou vir juffrou pos en gou vir die storie skryf en dan jou prentjie teken en jou sinnetjies lees vir mamma en dan ook natuurlik vir mamma bietjie verduidelik waaroor die prentjie gaan. Reg, graad 2, vandag se werkies is klaar. Juffrou hoop jy het dit baie geniet en julle lekker gewerk het. Juffrou sien uit om weer môre vir julle 'n nuwe video te stuur waar ons nog lekker nuwe werkies gaan doen. Juffrou hoop julle het lekker wiskunde gedoen, julle het lekker storie geskryf en dat julle sommer baie nuwe woordjies geleer het. Ek weet daai Q woordjies in Engels is lekker moeilik, maar as julle baie mooi oefen, mooi luister en mooi skryf, dan weet juffrou sal julle sommer vinnig onder die knie kry. Juffrou hoop dat julle baie lekker huiswerk gedoen het. Julle moet 'n lekker middag verder hê en juffrou sien weer vir julle môre. Bye!